Goeiemôre broers en susters. Ja, is lekker om julle almal hier te sien. Baie welkom vir ons twee kore. Tredekestel se koor en Witteberg se koor. Is 'n wonderlike voorreg om vir julle hier te hê. Ek weet dit is nou in die middel van die eksamen, hè. So julle vat nou leertyd af om hier te wees. Baie dankie. En maar ek wil vir elkeen wat moeite gedoen het om vandag hier te wees, regtig dankie sê. Dis lekker as ons gemeenskap so bymekaar kan wees en so bymekaar kan kom, veral hierso rondom Kersfees. Ek wil besonder dankie sê vir Bernet. Bernetta, dit was eintlik jou breinkind hierdie gewees om vir Koenie te kry. Baie dankie. Ons is baie opgewonde en vir Estel. Dankie vir julle reëlings, vir al die dinge wat julle gedoen het en reg gekry het en program wat julle opgestel het. Ons sien verskriklik uit daarna. Dankie ook vir die klankmanne. Is altyd lekker, julle klank is goed. Is altyd lekker om dit saam met julle te geniet. En dan wil ek nou baie welkom sê vir Koenie. Koenie, dis vir ons 'n wonderlike voorreg om vir jou hier in Bethlehem te hê. Jy sal nou nie glo nie, maar ek onthou jou nog van jou Kraaines dae af, né? Toe jy daai een dag op Kraaines was nog donderdag of dinsdag middag gewees en toe was jy daar op. Ek kan dit nog vreeslik goed onthou. En van toe af het ons jou loopbaan en jou lewe gesien groei en ontlyk. En vir my altyd, behalwe dat hy vreeslik mooi kan sing, baie musikaal is, hy het vir my so vreeslik 'n mooi manier om met woorde om te gaan. Jy's regtig 'n vreeslike mooi woordsmid, jy weet, en jou uitspraak is vir my so mooi. Ek kom van Botawilswerlaan in die Noordweste. Nou ons praat so 'n bietjie plat, nee, jy het 'n mooi manier om goeters te sê. Baie welkom. Ons sien vreeslik uit. Daar sal wel 'n kollekte by die deure wees, né? Dit is maar om al die onkoste te dek en alles wat ons meer maak as die onkoste gaan vir die predikante vakansiefonds. Nee. Is nou nie regtig so nie, hoor. Net na die tyd sal ons daar by die deure kollekte hê. Geliefdes, maar wat 'n wonderlike voorreg. Ons is nie net hier om te kom luister en kom sing en iets van die evangelie te beleef deur middel van musiek nie. Vir my altyd 'n erediens gaan oor 'n ontmoetingsgeleentheid. Ontmoetingsgeleentheid met mekaar. Is lekker om mekaar in die oë te kyk en te weet ons deel ons geloof en ons liefde vir Jesus Christus. Maar is ook die belangrikste, dis 'n ontmoetingsgeleentheid met God. En om God te ervaar en te ontmoet, dis waarvoor ons hier is.
En mens ervaar die Here op 'n baie wonderlike manier, op 2 maniere dink ek altyd, 3 maniere, deur die woord, dan in stilte, maar ook dan deur musiek. En kom ons gee so 'n paar oomblikke net van stilte, en ek wil vir jou uitnooi, om dit wat jou pla, net van jou af te laat rol, en 'n oomblik stil te wees, in die liefdevolle, magtige teenwoordigheid van die Here. So 'n paar oomblikke van stilte. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Werklike liefde is dit, nie die liefde wat ons vir God het nie, maar die liefde wat hy aan ons bewys het, deur sy seun te gee vir ons sondes. Wat kan ons skei van die liefde van God? Niks is sterker as die liefde wat ons ervaar in Christus Jesus nie. En daarom is ons meer as oorwinnaars deur U wat vir ons lief is. Aan U behoort al die eer en die lof en die aanbidding van ons harte van hier toe tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in die Here Jesus, ek groet U in die wonderlike naam van God die Vader, hy is die skepper. En of jy dit weet of nie, alles wat jy het, kom van hom af, want hy is die een wat vir jou sorg. Ek groet jou in die naam van Jesus Christus, hy is ons koning, hy is ons leidsman, hy is ons verlosser. En ek groet jou in die wonderlike naam van die Heilige Gees, hy is die een wat nie by jou is nie. Hy is die een wat in jou is, en wat jou lei in die volheid van God, en in die volle waarheid. Mag jy God ervaar en beleef. Amen. Geliefdes, nou is dit my voorreg om oor te gee, Koenie, baie welkom, en is my ander voorreg om vir 'n slag by my vrou te gaan sit. Dit gebeur baie min dat ek my vrou se hand kan vashou in die kerk, so ek sien baie uit daarna ook. Koenie, ons sien baie uit om saam te luister.
daar is rust plek langs die pad. Die son se geel word jou sonbril. Op jou reis tot waar die pad se pad verdeel. Die hemelse slingers word opdof, waar het wegloop in die stof, maar die ander bent hier. Want hier zijn van die steeds die hoofd van de kerk. Die levensland speelt gedaan van ons tot aan leer. Om weer verhooglijk die kennis van kwaad te ontkennen. Om weer te kan geloven wat je hebt, is een gave van God. Daar is een wonderloze oord, waar een mens nog steeds hier ongestoord op die touwraam van die tijd, zonder spijt of klein verwijt, zo seizoenen van taal. Knap jou deels gegend sluit je vensters en jou laat die nacht. Pak je dromen verwiers, je hart zal jou die kronkels wijs, om ongeschonden daar te komen. Want hier zal ik van die steeds die hoofd van een kerk. Die levensval speelt genade van ons tot aan leer. Van kwaad ontkennen, om weer te kan geloven wat je is een gave van God, een gave van God, een gave van Goeiemôre almal, baie dankie vir die wonderlike voorreg om by julle te kuier vandag. En daar is 'n plek waar musiek vir my tuis hoort, en dit is in die kerk. Ek het groot geword in 'n era wat as jy iets wil speel, as die Sanhedrin in die bonga jou toelaat, mag jy miskien in die kerksaal speel. Maar musiek hoort vir my in die kerk, so is 'n wonderlike voorreg om dit hier te kan speel. Ja, ek is baie lief vir die Karoo en ek het 'n dierbare vriend, sy naam is Dion Meyer, hy skryf boeke wat julle moontlik al gelees het. En ons het elkeen 'n huisie in die Karoo en ons vlug soontoe om te gaan sterre kyk as die stad ons vasdruk. En jare gelede, toe sit ons in die Karoo en ons het die kinders gevat en ons kyk sterre. En Kerstyd is tog op beslot van sake die tyd wanneer ons boontoe kyk en daai ster, daai een ster soek. En ons sit so en hy kyk so na die sterre. Hy sê, jy weet, ek dink ons mense kry kerke verkeerd. Ek sê, hoe bedoel jy? Hy sê, jy weet, dit gaan oor die mooiste kerk en die grootste koepel en die hoogste toring en die deftigste karre en die parkeerterrein. Sê, dit is nie waaroor 'n kerk gaan nie. Sê, jy wil regtig weet hoe die Skepper 'n kerk sou ontwerp. Kyk net op. Dit is hoe die koepel van God se kathedraal lyk. En dit is hoe sy vloer lyk, as die vlaktes van die Karoo. En die idee van hoe God se kerk lyk het by my vasgesteek en ek het later 'n lied geskryf met die naam van Kathedraal wat ek graag vir julle wil speel. Dit is so lekker om dit in die kerk te kan speel. En dan so 'n klein storieetjie by 'n paar jaar gelede was dit die Wêreld Expo in Dubai in die Verenigde Arabiese Koninkryk. En Suid-Afrika is genooi om 'n span musikante te stuur wat alle tale en alle musiekstyle in Suid-Afrika verteenwoordig het gevra of ek sou saamgaan. Kurt Dern was blykbaar nie beskikbaar nie. En dit was 'n wonderlike ervaring, ook om al die musiek te hoor wat uit hierdie land voortvloei. En ek het hierdie lied gespeel by die opening van die Dubai Opera House in Dubai, saam die Drakensberg Seetskoor. Was my lekker om dit vandag by julle te speel, dan Becky, en het gaan so.
En dis 'n wonderlike era of tyd wat ons die Kersliedere weer afstof en speel. En as 'n wye verskeidenheid ek 'n bietjie vanmôre daaroor praat wat van dwars oor die wêreld kom. Maar een van die liedjies wat vir ons as musikante, en ek praat ook namens die koor, die een ding wat ons kan doen en wat ons kan deel, die enigste geskenk wat ons eintlik aan sy voete kan neersit, is musiek. En hier is een van die liedjies wat julle sal ken, is 'n internasionale bekende lied, wat vertel van 'n klein seentjie wat musiek speel vir die Skepper by sy geboorte. En die ware storie daar agter in die Konfederasieoorlog het hulle kinders gekry om die drom te speel en voor te loop voor die linies. En dit telkens daar is 'n sekere dromkode, 'n ritmiese patroon wat sê val nou aan, val terug ensovoorts. En dit was letterlik kinders, en hulle vertel die storie van 'n klein seentjie, die was 9 jaar oud, wat die geld gevat het en die soldate dan vir die dromspelertjies geld bymekaar gemaak het vir hulle gespeel. En dit was die oorspronklike inspirasie vir hierdie lieflike lied. My liewe ou musiekmaat en broer was Lucas Marie, die wonderlike Afrikaanse skrywer van liedere soos Victoria Baai en Droomvrou en Lejoen, is regtig soos 'n broer vir my. En hy was ook in sy lewens 'n wonderlike verhaalverteller, 'n storieverteller. Ek onthou as ons nou saam kuier, kom al die kinders en dan tros hulle so klein op die jaantjies op my, so 'n groot ou lyf gaan sê, Lucas, vertel asseblief ons 'n storie oor Lucas. En elke Kerstyd het Lucas die Kersverhaal vertel, maar wat ook al die storie was, hy was 'n fantastiese verteller. En ek het jare gelede op 'n vorige album met 'n lied geskryf, is eintlik 'n kinderlied, en oor die jare het dit
weer van dit vir almal geword, vir groot mense ook. En dis die verhaal van, ek dink, die Skepper in sy alwysheid en genade, het nie net 'n Kerstyd of 'n Kersdag geskep vir ons mense. Ek dink daar is ook 'n Kersdag vir diere. Ons weet nie wanneer dit is nie. En in die spesifieke Kersnag vir die diere, kom hy aarde toe en hy sien al die diere, ook die slange en die spinnekoppe en die koeie wat melk gee, al die diere word gesien. En die volgende oggend is hy weg. Ons het geen idee wanneer dit is nie, hoewel ek dink die melkboere vermoed die koeie gee besonder baie melk die volgende dag. Maar dis die Kersdag vir die diere. En ek het die so 'n klein musiekstorie verhaal ken ek, saam met Lucas dit opgeneem in die vorige album baie jare gelede. En hy die storie vertel. Ek kan dit nie naaste by so goed soos hy doen nie. Maar hierdie is die verhaal van wat ek vermoed gebeur op die dag van die Kersdag van die diere is. Iewers gaan 'n ster, baie blink en baie ver. 'n Planeet wat met 'n nuwe glans kom voor die hemelplaats. Verhoor al die vogels, die diere van die nacht, oor die sagte ligsgloed vir ons seën wat laat. Ja, die diere ook Kersfees, as die ganse mens nodig is, dan kom al die diere en verhoor te rus. Die liefde staan as die naam en die wolwe wacht de lucht, vir die skaap om voorbij te kom en die vliegende die adem vou sy gekomen in, en selfs die vonke word in stil. Houd op wat jy by nader kom, vir die diere stil vrou. Hy glimmer vir die olifant, en hy skreeuw van die dier, gee aan ons aan die jong beer, beonder van die sien. Hy laat aan ons sien, en hy kom van elke dier. Streer vir my pijl, en trek versichtig aan sy muur. En oor waar hy gaan, volg die ster in die hemel. Oor die vlaks van die kroon, wat van die diere bevendel. Die woud van die toon, volg die ster in my. En hy aan elke bobbejaan en luister, sy aandrang en woud. En daar is weer vergroot, staan elke woon gerus op staan, en weet hy, soos al die ander diere, hy ook hulle wil bepaal.
Dis jammer om te sê, maar daar's baie, ons het 'n tekort aan Afrikaanse Kersliedjies. Daar's baie min en so hier en daar slaan hulle uit. En dit is my so lekker om vanmôre een van die mooistes in Afrikaans te hoor saam die gemeente saam. Want ek het dit ook ingesluit in my program, toe julle dit nou sing, toe wel ek gaan dit uit die program haal. Maar ek het 'n baie goeie storie om te vertel daaroor, en dis ook ek het wel nie uit die program uitgegooi. Dis geskryf, die lirieke musiek is geskryf deur die wonderlike Koos du Plessis, wat 'n dierbare vriend van my was, die kon slaap. En ons het altyd in die vroeë jare van nuwer Afrikaanse musiek, het ons as ek 'n klein musiekaande gehou by my vriend Janie de Toy se huis in Pretoria. En ek onthou spesifiek een aand, daar was helaas te veel rooiwyn, maar daar was wonderlike musiek. En almal was daar, daar was daar die rooi klap daar vir die kerk, Koos du Plessis, Lucas. En ons het vir mekaar liedjies gespeel. Dit was voor enige iemand het wil opneem of ons instel aan te luister. En ek onthou spesifiek die aand toe ek onthou die aand wat Koos du Plessis gesê het, toe 'n nuwe lied, en toe sê ons wel, speel dit vir ons, toe sit op die mat, en toe speel ek Kinders van die Wind vir die eerste keer. En ek was ook daar toe hy gesê het, hy het 'n Kersliedjie geskryf, en hy dink nie dis baie goed nie, maar hy gaan dit probeer, en toe speel hy dit vir ons in na die tyd. Toe vra hy, ons dit is nie te waard, toe sê ons, ja, ons dink dit is baie mooi, en die lied is so 'n Kersfees, wat julle vandag gesing het. En die ander storie wat ek met julle wil deel, glo dit of te nie, my lieflike klankpersoon wat soveel jare saam met my Kevin was teenwoordig. Verlede jaar het ek 'n Kersdiens gedoen in Ceres, in die Kaap. Maar die diens was nie in die kerk, het was in die saal gewees, het was 'n intergemeentelike gemeenskapsdiens, en dit was 'n regtig wonderlike gedeelte. Almal was in die kerksaal, die kerk was deur toegesluit. En ek speel toe hierdie lied, en in hierdie lied van Koos du Plessis sê dit, hoor sag die klokke beier in uwe oude taal. En op daai oomblik, in die kerksaal in Ceres, toe begin die kerk opbou. Nou ek het nou die mense ontmoet, en ek kyk toe vorentoe, en daar sit die dominee en die koster. En tog, dit is baie vreemd. En die kerk het begin lei, in die begin van die frase, en toe die vers traas door die kerk op lei. Jy kon duidelik voel, daar was so 'n riksel in hierdie bos in die gemeente. En toe ons klaar is, toe sê ek vir die dominee, wat 'n dag gebeur? Toe sê ek weet nie. Toe sê ek, maar lei die kerk ook van self? Toe sê ek weet nie, die koster was in die kerk, en die kerk het opgelei. So dis die absolute reine waarheid. Ek vertrou vandag sal ons sonder moeite kan deurspeel. So hier is Koos du Plessis, 'n pragtig, ek dink die mooiste Kerslied in Afrikaans so 'n Kersfees. Wat ons van vrede onder die suikerkruis. Terwyl sê uit die ou verlede oor sterfhoude reis. Kersfees kom, gee God die eer. Skryf ons hart sonder Kersfees, in die land o Heer. Hoor jy sag die klokke beier, in die oude taal. Kyk selfs die nag spyt, vertel die ou verhaal. Kersfees kom, gee God die eer. Skryf ons hart so
O Heer, almal van die Afrikaanse liedjieskrywers, trouwens alle liedjieskrywers wens soos dit hoor en ons het speel, ons het dit geskryf. Dankie Koos. En dan wil ek 'n lied speel en 'n storie vertel wat ek net in Bethlehem kan vertel. Bethlehem in die Vrystaat. Die eerste konsert wat ek gespeel het na die inperking, na COVID. Dit was 'n moeilike tyd, dit was 'n vreesaanjaende tyd, was in Bethlehem. Mense het gesê, kom speel, ek sê, dis seker, dis ons vat 'n kans. Mense moes destyds omtrent 1 kilometer uit mekaar gesit het, met 3 maskers op in 'n hazmat pak en dan kon jy min of meer inkom. So ek dink al was 50 mense, toe sit vol, en so hier en daar iemand wat gesit het in die Witteberg kerksaal, die skoolse kerksaal. Die skoolse. In elk geval, na die tyd, was gesê, die skoolhoof, ons gaan nou koekies en tee drink, en dit was in die personeel, maar so 'n lang tafel, hy sit nie een punt van die tafel, hy sit nie ander punt van die tafel, ons drink koekies en tee. So al net ons maskers af. En die aand toe vra hy vir my, dis 'n gebruik by Witteberg in Bethlehem, dat almal wat optree by die skool skryf iets, jy sê net maar 'n mooi wens vir die skool, want ramel dit in die kunstkamer van die skool. En hy sê, hoe sal ek ietsie skryf? Ek sê, ek sal ietsie skryf. En toe ek in die gastehuis die aankom, toe skryf ek hierdie teks wat ek nou gaan vir julle voorhou. En dis een van daai goed, jy begin, dit is soos 'n trui ontrafel, daar so 'n los draaitjie en begin weer ontrafel. En sien jy is die hele ding klaar. En toe het ek dit vir hom gegee, dis 'n hele teks wat gaan oor Kersfees in Bethlehem. En ek het later musiek bygesit. En die storie agter die storie van die lied is die volgende. Ek weet die teoloog teenwoordig, hulle moet my vergewe. Hierdie is nie die waarheid, dit is nie die Bybel nie, ek is 'n liedjieskrywer, ek maak hierdie goed in die nag op in Bethlehem. En so ek dink nie dat God in sy ongelooflike genade het sy engel genoem en gesê vir die engel, daar gaan 'n gebeurtenis plaas van die geboorte van my seun. Dis die grootste gebeurtenis in die geskiedenis van die kosmos. Dan sal dit na dit wees en dit voor dit wees. Maar hier is 'n waterskyn vir die hele kosmos. Gaan vir my aarde toe, gaan na Bethlehem toe en maak seker dat alles eksie perfeksie is, dat elke jota aan die titel van my profesie volbring word, dat dit perfek is. En dan kom dit nie verslag. Engel kom toe aarde toe, kom toe Bethlehem toe hier in die Vrystaat. Man, dit is van mooi, daar is die Jordaanrivier, daar is sandsteenkoppies, mooi populierbosse, en hy gaan toe terug na rapporteer aan die skepper. Hy sê, dis lieflik in Bethlehem. En die skepper weer eens in sy vergifnis en genade sê, nee, dis die verkeerde Bethlehem. Ek het reeds vir die Suiderkruis, die sterre, die Suiderkruis gegee vir die Suiderkruis. Hier is die aanbreek van 'n hele nuwe era, daar is 'n nuwe ster, dis 'n nuwe geskiedenis met die geboorte van my seun. Gaan en maak seker alles is reg in die regte Bethlehem. En dit is toe nou volbring, hier is geskiedenis. En julle weet, die lied gaan oor die storie, maar as jy ooit regtig dink aan wat werklik by die deure van die kerk gebeur. Die wêreld is 'n flenterplek, 'n stikkend. En as jy vandag gaan kyk waar die Bethlehem, die plek waar die koning van vrede gebore is 'n oorlogssoon in Gaza. En so mens moet maar altyd daaraan dink as jy die storie vertel. So dis die een plek in die wêreld hier by Bethlehem in die Vrystaat wat my tuisprovinsie is, dat ek dit kan speel en van hier af dit gaan oor die hele dorp. Maar dis nie die waarheid nie. Hier is die storie van die ander Bethlehem terloops, toe ek het geskryf en musiek bygesit het. Ek weet nie of julle al ooit op 'n Kersdag in Europa was, dit is 'n wonderlike ervaring. Ons was 1 jaar in Rome. En op Kersdag maak jy die vensters oop en fladder die duide oor die dakke. En die klokke luier vir ure aan die tank, dis my verskriklik mooi. So ek het gedink as ek dit eendag sou opneem, dan sou dit daar baie lekker wees om dit met groot klokke te doen en miskien 'n orkes en so. En ek het dit inderdaad hierdie jaar gedoen. Dit is op 'n nuwe album wat ek vrygestel het so 'n maand of 2 gelede. Die album se naam is Luistergoed, is op alle streamplatforms. En hierdie lied oor julle dorp, die ander Bethlehem,
Dis op die album, die storie gaan so. Jy moet maar verweer jy, maar dit is in die muziek. In hierdie Kers en feesseisoen dink ek baie van julle verlang na mense wat baie ver is. Ek weet ons gesin doen dat in ons geval kinders wat baie ver woon, miskien vir julle ook, miskien in Vancouver, in Canada, miskien in Sydney in Australië, miskien in Istanbul, miskien in Londen. Miskien is dit 'n pa of 'n ma of 'n broer of 'n suster of 'n seun of 'n dogter of 'n lieve vriend of vriendin. En op Kersdag vir ons moes nou die een dag waar jy almal onder jou dak wil hê. Al jou afvlermossies en al die mense wat naby jou is. Jy hoop die kalkoen brand nie terwyl jy die kerk is nie, maar daarna sit almal aan en vir 'n oomblik kan jy almal in vrede hoopelik saam wees en Christus se geboorte ook vier op hierdie manier. Maar ek weet dit gaan nie vir almal die geval wees nie. Jare gelede het ek hierdie lied geskryf. Die teks geskryf as 'n geskenk vir vriende van ons wat geïmmigreer het Australië. En ek het later musiek bygeskryf en die naam daarvan is 'n gebed van 'n reisiger. So vir ieder en elke in hierdie gebou vandag wat in hierdie vakansietyd die pad gaan ander, reis asseblief versigtig. Nie kanse van jou tyd. En jy sê om my tafel sit op Kersdag en die wens met jou hele hart, daar is iemand wat jy na verlang en wat jy vir lief is, wat ook daar kan wees, wat nie daar kan wees, ek ook vir die volgende 3 minute of wat, maak hierdie die afstand tussen jou en daai geliefdes baie korter. Jy kan ook nie klaarmaak met liedere vanmorgen, sonder om baie dankie te sê, wil nie eerstens aan jou nie, en aan absoluut almal wat agter die skerm saam. Dankie vir die wonderlike gasvryheid, dankie vir die warmte. En die heel belangrikste
Dus dankie vir die kinders. Musiek is regtig 'n gawe van Bo. Dis iets wat jy nooit verlaat. En julle oukies weet dit nie vandag, en dis iets wat jy vir die res van jou lewe sal onthou. Take it with you, because you will have bad days. Music never ever leaves. Onthou die vreugde van om saam met mekaar te kan musiek maak. Ons kan nie mekaar oordeel as medemense as ons saam musiek maak en saam sing. It's a huge privilege and honor to be able to perform with you. Thank you very, very much. En musiek maak. En baie dankie aan die kerk wat sê vir die kinders, kom in en kom sing, kom maak musiek in die kerk. Maar dit is ook 'n manier van bid, dit is ook 'n manier van lofprysing. Hierdie is 'n gebed van 'n reisiger vir diegene van julle wat vandag verlang en dit gaan so.
Daar's hy. Broers en susters, ek kan amper nie dink ons het aan die einde gekom van 'n dag soos hierdie nie. Ek dink daar's baie van ons, ek self, wat vir baie lank uitgesien het na vandag. En ek kan vir julle sê, my wildste drome is vandag oortref. En ek dink die kwaliteit van musiek, Koenie, ek gaan nou hier na jou toe draai, wat ons gehoor het van die kore, van die twee skole van Witteberg en Trydakestel, wil ek net weer sê baie dankie. Die talent wat ons in Bethlehem het, broers en susters, ek dink nie ons besef dit elke dag nie. Dankie vir elke ouer wat hulle kind gebring het vandag. Ek wil vra, kom ons gee hulle net weer 'n lekker hande klap. Broers en susters, en dan, Richie het vroeër gesê, ek wil net vir Bernet en vir Estel sê baie dankie vir hierdie dag, wat julle vir ons aan mekaar gesit het en moontlik gemaak het. My hart brand warm vanoggend en ons wil vir julle sê baie dankie. En ek wil vra vir hulle ook 'n hande klap asseblief. En dan laaste ons twee persone wat ek wil bedank is vir Heather wat daar agter is. En ek wil ook vir Koenie sê baie dankie. Koenie, jy het gesê musiek hoort in die kerk. En vir baie jare, ek het as 'n klein seentjie groot geword met jou musiek in ons huis. En een van my grootste drome is om jou te ontmoet het en dit het vandag gebeur. En ek wil vir jou dankie sê dat jy jou talente vandag in ons kerk ingebring het. Dat jy musiek in ons kerk ingebring het. Dat jy vir soveel jare die gawes en die talente wat die Here vir jou gee in die wêreld en in ons land en in ons huise gebruik. Maar dat ons vanmôre die voorreg gehad het om in jou teenwoordigheid hierdie gawes wat jy van die Here ontvang het, te kon beleef. Koenie, ons bid vir jou 'n baie geseënde leeftyd wat voorlê, dat jy ons nog vir baie jare met hierdie pragtige musiek kan bedien. En ons wil vir jou baie dankie sê. Bernet en Estel het net vir jou en vir Heather ietsie klein saamgebring. Kom ons gee vir hulle 'n lekker hande klap. Dankie Dominee Rian. Ek dankie aan almal. Die belangrikste, kan 'n mens twyfel aan hierdie wonderlike land van ons se toekoms as jy na hierdie kinders luister. Geef hulle fantastiese En dan die belangrike ding is aan die ouers wat hier sit vandag en die ouers wat nie vandag hier kan wees nie, wat elke dag die kinders skool toe vat en dink vaderland, hulle het rugby, hulle het sokker, hulle het hokkie, hulle het al die ander goed, nou het hulle nog koor op woon. Baie dankie dat julle dit doen. Julle het nie idee wat dit vir die kinders kan beteken nie. Hulle weet dit nog, oor 20 jaar gaan hulle weet. Klap vir jouself. En dan vir die kinders, jy's nooit te jonk om musiek te maak nie. Ons sluit af met 'n lied wat ek geskryf het toe ek 17 jaar oud was en hulle my uit die koor uitgegooi. Dis die absolute reine waarheid. Ek het huis toe, dis die waarheid, en ek het daai middag huis toe gegaan en ek het die lied geskryf wat ons nou gaan sing vir julle. Die eerste deel van die keerspel. En jy moet nooit moed opgee. Jy moet altyd glo dat daar is iets. Want dit is nou die mees gesonge Afrikaanse lied vir kore in Suid-Afrika. So you never know, wie weet. Baie dankie vir julle, hoor. Geseënde Kersfees een en al.
ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen. Dit was 'n opregte